Môre. Gidsmens, kom ons baie keer by boeke uit en dink jy, ag genade, hierdie boek is so boring. Maar eintlik is Numeri, dis wat ons vandag is, eintlik 'n incredible boek wat iets vertel van 'n soort van 'n reisjoernaal. Amper soos 'n toer saam met Moses, amper soos Gerrie Pretorius, weet wat hy so travel log het van waar die plekke is. En dis eintlik 'n travel boek en interessant, hy kry sy naam, die boek Numeri, Numbers in Engels, eintlik by die gebeurtenis wat in die begin gebeur en in die einde van die boek gebeur. Waar daar 'n soort van 'n sensusopname is, 'n numbers, 'n optel van mense om te kyk hoeveel mense is daar, dan aangetui waar bly elkeen en waar moet elkeen vertoef. So dis die numbers gaan oor die getalle wat in die begin en die einde van die boek genoem word. Onthou nou waar ons was, né? Levitikus eindig by God 'n klomp maatreëls vir hulle stel, en julle kan gerus die vorige een gaan kyk, om 'n klomp maatreëls te stel om te sê, maar ek wil met julle in 'n verhouding wees, ek wil by julle wees. En hulle is by Sinai, en hulle wil sê, en God wil sê, kom ek gee vir julle 'n klomp T's en C's, van hoe ons met mekaar oor die weg kan kom, hoe ek vir julle kan lief wees, hoe julle my volk kan wees. En dis 'n baie intieme, ons dink baie keer aan die wet as hierdie swaar ding, maar is net 'n baie intieme naderkom van God en sê, maar ek wil by julle wees. En dan travel hulle van Sinai af na Paran toe. En dan travel hulle eventually weer van Paran af Moab toe. So wat ons het is 3 kampe, 3 blyplekke, bed and breakfast plekke, met 2 stukke travel tussenin. Eers op pad Paran toe en dan op pad Moab toe. Moab is so op die walle van die Jordaanrivier. So hulle is op pad, eers 'n lekker stuk na Paran toe, maar die ouens moan. Almal moan. Selfs Miriam en Aaron, wat Moses se boetie en sussie was, selfs hulle kla en mor en gaan te kere. Die Bybel se woord murmureer is so intens, want hulle kla en hulle moan en hulle groan, en dis nie lekker nie, en niemand hou daarvan nie, en was nie water nie, en daar's nie kos nie, so is 'n gemounery. So daai stuk travel, dis amper asof die ouens op die bus sit en sê, hou nie van nie, wanneer kom ons nou daar aan die kant kan? Uiteindelik kom hulle in Paran, waar 'n belangrike ding gebeur. Moses sê, kom ek stuur verspieders na die beloofde land toe. Kom ons stuur hulle uit om te hoor, hoe lyk dit daarso? En dan kom die 12 ouens terug. En 2 ouens sê, is okay, ons gaan dit maak. 10 ouens sê, no ways, ons gaan dit nie maak nie. Al 12 het dieselfde goeders gesien, al 12 het dieselfde feite stel teruggebring, maar 2 ouens sê, ons gaan dit maak, 10 sê, ons gaan nie, die volk sê, ons trust die 10 ouens, en God sê, okay, go for it. Hier kom julle travel nou vir 40 jaar, 'n tripie wat 2 weke moet vat hulle 40 jaar. En die volgende deel is die 40 jaar se rondswerf in die woestyn, waar dit nog erger gaan, nog meer dramas is, nog meer droogte is. Trouwens, daar is dit net Miriam en Aaron wat kla nie, selfs Moses in hierdie tweede deel van die trip sê, Here, ek hou nie hiervan nie, ek wil nie meer nie, en as hy water moet kry uit 'n rots uit en met die rots moet praat, dan slat hy hom, en dan sê God, hierdie anger issue van jou, het verhoed, dat jy, en almal wat saam met jou travel, daar gaan inkom in die beloofde land. Trouwens, die volgende generasie gaan eers inkom, julle almal gaan in die woestyn sterf. So eintlik is daai baie stuk tragiese verhaal wat daar gebeur. En dan staan hulle in Moab, so amper op die walle van die Jordaanrivier, gereed om in te gaan. En dan is daar 'n interessante stukkie wat gebeur. Biliam word genooi om te kom preek. En hy is eintlik 'n heidense profeet. En die koning van daai omgewing was bang geweest, en hy nooi hierdie ou om te kom preek, sy eie dominee, om te kom preek van sy eie godsdiens, en hy moes eintlik die Israeliete gekus het. En elke keer as hy begin preek, dan bless hy hulle. En elke keer sê die koning van hom, nee, jy moet hulle kus, dan sê hy, maar dit staan in my notas, maar as hy op die preekstoel staan en preek, dan bless hy die Israeliete. En eventually, sonder die Israeliete weet, hulle weet nie eens van wat hier agter in die ander kant van die geskiedenis gebeur nie.
is hierdie ou wat probeer om dit dood te maak, wrong te do, draai die Here om en word dit good to do. En dit gebeur ons baie keer in ons lewens, nee. So ja, nou staan hulle daar op die rand van die Jordaanrivier. En dis wat by Deuteronomium kom, waar ons die tweede keer die wet hoor, waar 'n ou man staan, ons noem hom Moses, en Moses mag nie in die beloofde land ingaan nie, maar dis sy laaste preek, wat in Deuteronomium is, wat ons volgende week oor gaan stilstaan. Maar, kan ek ietsie sê oor hierdie boek? Die Here is ook op pad met ons, van stasie na stasie na stasie toe. En natuurlik is die rusplekke ook lekker, maar meeste van die tyd is ons tussenin. Beweeg ons van plek na plek. En die Here voorsien daar, maar ons hou nie van hierdie verandering nie. Ons hou nie van ons rusplek na ons volgende rusplek te gaan nie. Dis die swaar deel. Dis die deel waar ons moet bulte opklouter, oor rotse en boulders moet klim, deur valleie en water moet loop, maar dis die pad wat die Here met ons loop. Ons kan maak soos Aaron en Miriam en die volk en Moses, en moan en groan, selfs soos die verspieders maak, sê, ons gaan nie maak nie. Maar dis die wonderlike van die Bybel, nee. God sê, ek sal by jou wees, ek beloof jou, ek promise jou, so mag jy het weet, al gaan jy deur die dal van doodskade weer, Psalm 23, sal steeds daar wees. Selfs weet jy wat se kant toe nie, I'll be there. Ek weet nie waar trek jy op jou die reisjoernaal van jou nie, maar God sê ek is by jou, promise. Dankie Here dat jy by ons is. Dankie dat jy ons saam met ons travel. Dankie dat ons soms kan rus, en soms kan woel om bo te kom. Maar dankie dat jy by ons is. Amen. Ja, cheers. Lekker week. Ons sien mekaar Sondag. Cheers. Bye bye.